Baie welkom by vandag se tekkiesdiens. Ek wonder wie van julle hou almal van atletiek. Nou ek is seker die van julle wat van atletiek hou sal vir my kan sê, wat se dingetjie is hierdie? Dis nie een van daai crackers wat jy kan trek nie, hoor. Dit lyk nogal so, maar dis nie heeltemal dit nie. Dis natuurlik 'n aflosstokkie, né? Nou, wie van julle kan vir my sê wat is die reëls van aflos? Hoe werk dit? Hoeveel atlete is daar in 'n aflosspan? Dis mos nou 4, né? En hulle hardloop gewoonlik mos nou dieselfde hoeveelheid meter wat hulle hardloop. Jy kan mos nou 4 by 100 meter of 4 by 400, maar dan kan jy nou snaakse Sweedse aflosse en so aan. Maar kom ons stiek by, hulle hardloop gewoonlik mos nou dieselfde afstand, of 'n 100 meter of 'n 400 meter. Nou wat se reëls is daar nog by aflos? Jy moet die stokkie mos nou betyds aangee vir die ou wat na jou hardloop. Jy kan hom ook nie te vroeg aangee nie, want daar's 'n streep. Jy kan hom ook nie te laat aangee nie, want daar's 'n streep, né? So jy moet hom betyds aangee. Jy kan nie in die aflos wedloop alleen die stokkie vat en die hele roete hardloop, 'n hele wedloop hardloop nie, né? Jy gaan gediskwalifiseer word. En dit beteken jy gaan nie meer kan deel wees van die span nie, of jou span gaan nie meer kan deelneem aan die wedloop nie, en jou tyd gaan nie tel nie, né? So vandag julle gaan ons bietjie gesels oor liefde wat soos 'n aflosstokkie is. Maar kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer iets van u liefde kan kom beleef. Dankie dat ons met hierdie reeks kan besig wees waar ons praat oor die liefde en hoe u liefde ons as u kinders help en hoe u liefde ons verander om ook ander mense se lewens daardeur te kan verander. Seën ons vandag saam. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom. Kom ons sing lekker saam. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is? Hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is. Jesus leer vir ons in die Bybel hoe kinders van die Here teenoor ander moet optree, en hy doen dit baie keer deur stories te vertel. Nou vandag se gedeelte wat ons in die Bybel lees is presies so 'n storie wat Jesus vir ons iets wil leer deur een van die gelykenisse wat hy vertel. So kom ons lees in Matteus 18 vers 21 tot 35 en ek gaan vir ons lees uit die Boodskap vertaling. Petrus vra toe vir Jesus: Here, sê vir my, hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat verkeerd teenoor my optree? Tot 7 keer? Nou julle, 7 was die getal in die Bybel wat beteken dis die volmaakte getal. Dit is amper oneindige getal. So as Petrus sê tot 7 keer beteken dit al oneindig keer, né? En dan sê Jesus, nee, nie net 7 keer nie, 70 maal 7 keer. Moenie tel hoeveel keer jy ander mense vergewe nie. Vergifnis hou net aan en aan. Toe vertel Jesus vir hulle 'n storie om te verduidelik wat hy bedoel. In God se nuwe wêreld gaan dit soos met 'n koning wat op 'n dag besluit het om sy boeke na te gaan en te kyk wie van sy onderdane hom geld skuld, né? So ons is mos nou hier aan die einde van die finansiële jaar, hier einde Februarie, so daai koning het gegaan en hy het so aan die einde van die finansiële jaar het hy sy boeke oopgemaak en hy het gekyk en sy sommetjies gemaak en kyk wie skuld vir hom nou geld. En toe hy begin sommetjies maak, kom hy agter dat een van sy amptenare hom 20 miljoen rand skuld. Nou julle, dit is nie min geld nie. Hy was baie geskok hieroor en het die man dadelik ontbied. Hy het hom geroep om na hom toe te kom.
Toe die man opdaag, het hy vir die koning gesê dat hy bankrot is. Hy kon nie sy skuld terugbetaal nie. Die koning was woedend daaroor. Verkoop hom en sy vrou en sy kinders daar op die mark as slawe. Verkoop ook al hulle besitting, so kry ek darm 'n paar rand terug. Die vreesbevange amptenaar het toe op sy knieë voor die koning neergeval en om genade begin smeek. Gee my asseblief nog net 'n laaste kans. Ek sal alles terugbetaal wat ek aan u skuld. Die koning se hart het sag geword toe hy die amptenaar so sien smeek. Toe besluit hy daar en dan om al sy skuld af te skryf. 20 miljoen rand se skuld afgeskryf. Toe die amptenaar by die paleis uitstap, loop hy 'n ander amptenaar raak wat hom maar net 9000 rand skuld. Hy gryp hom toe aan die keel en sê, betaal nou dadelik wat jy my skuld. Die man het ook op sy knieë neergeval en gepleit, gee my asseblief ook nog 'n laaste kans. Ek sal binnekort die geld terugbetaal wat ek jou skuld. Die amptenaar was egter nie daarvoor te vind nie. Hy het die man daar en dan in die tronk laat gooi. Ander amptenare het gesien wat gebeur en was baie ontstel daaroor. Hulle het toe vir die koning daarvan gaan vertel. Die koning het die amptenaar toe dadelik ontbied, uit hom geroep en vir hom gesê, jou skurk, ek het sopas jou skuld van 20 miljoen rand afgeskryf, omdat jy my om genade gesmeek het. Moes dit nie jou beweeg het, om dieselfde vir daardie ander amptenaar te doen, toe hy op sy knieë voor jou kom staan het nie? Die koning was so kwaad, dat hy die amptenaar daar en dan in die tronk gesluit het, waar hy gemartel was. My Vader in die hemel sal net soos hierdie koning met julle maak, as julle weier om mekaar van harte te vergewe. Nou julle in hierdie gedeelte lees ons van Jesus wat met ons praat oor vergifnis. Nou weet julle wat beteken die woordjie vergifnis? Dit beteken as iemand iets teenoor jou gedoen het, wat jou hartjie seer gemaak het, of wat jou in die moeilikheid laat beland het, en daai persoon kom na jou toe en sê, ek is so jammer oor dit wat ek gedoen het. Dan moet ons hulle kan vergewe. Dan moet ons kan sê, dit wat jy gedoen het is nie reg nie, maar is oké, ek vergewe jou. Dinge tussen ons is nou weer reg. Ons is nie meer kwaad vir mekaar, ek is nie meer kwaad vir jou nie. Dis wat vergifnis beteken. Nou julle in Jesus se tyd was die reël gewees, jy moes mense 3 keer vergewe het. Maar die oomblik wanneer hulle 'n 4de keer iets teenoor jou gedoen het wat jou hartseer gemaak het of jou in die moeilikheid laat beland het, dan hoef jy hulle nie meer te vergewe het nie. Dit was die reël gewees. En nou kom Petrus en hy sê, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Want in sy kop dink hy net 3 keer, want dit was die reëls wat in die wet was. Maar nou sê Jesus, nee, 70 maal 7 keer. En julle, dit beteken nie, ons moet nou 490 keer nie. Wat Jesus probeer sê is, ons moet nie tel hoeveel keer ons mekaar moet vergewe nie. Jesus sê, ons moet nie somme maak nie. En dink, ek het nou al soveel keer vergewe en ek gaan dit nou nie weer doen nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Want toe Jesus aarde toe gekom het julle, om vir ons sondes aan die kruis te sterf, het hy nie getel hoeveel keer het Pietie, hoeveel keer het Jannie en hoeveel keer het Leila Jesus se hartjie seer gemaak nie. Hy het nie boek gehou en vandag nog tel hy nie hoeveel keer ons sy hart seer maak en hoeveel keer ons ongehoorsaam is teenoor God nie. Hy het vir ons aan die kruis gesterf en hy vergewe ons elke keer wanneer ons ook jammer sê vir die kere wat ons sy hart ook seer maak en wanneer ons ongehoorsaam is. Julle, Jesus kan vir my en vir jou nie liewer wees as wat hy reeds vir ons lief is nie. En hy gee vir ons elke dag nog 'n kans. En dis wat hy van ons ook vra. Wanneer iemand iets goeds vir ons doen, moet ons ook iets goeds vir iemand anders doen. As ons dit wat ons het met ander mense deel, voel ons harte bly en gelukkig. Maar wanneer ek alles wat ek het net vir myself hou, as ek hierdie aflosstokkie vat en ek hou hom net vir myself en ek gaan hom nie aangee nie, dan gaan ek gediskwalifiseer word uit die wedloop uit.
En dis dieselfde met as die Here my seën en die Here is goed vir my en dit gaan goed met my en maatjies doen goed teenoor my, maar ek is nie bereid om ook goed te doen teenoor my maatjies en my vriende nie en teenoor mamma en pappa en boetie en sussie nie, dan is dit asof ons ook gediskwalifiseer word uit die wedloop uit. Dan raak ons ongelukkig. Baie keer wil maatjies dan ook nie meer met ons maatjies wees nie. Want ons hou dit net vir onsself, nê. So kinders van die Here moet vir mekaar omgee en moet vir mekaar lief wees, net soos wat Jesus vir ons lief is. Dink 'n bietjie, vir wie is daar, miskien is dit 'n maatjie, miskien is dit jou boetie of jou sussie, miskien is dit jou mamma of jou pappa, dalk miskien jou ouma of jou oupa, miskien 'n juffrou of 'n meneer by die skool, vir wie is daar, vir wie jy graag jammer wil gaan sê? Jy het dalk iemand se hartjie seer gemaak en jy wil vir daai persoon gaan jammer sê. Of dink gou, vir wie wil jy dalk dankie sê? Dankie sê omdat hulle jou vergewe het toe jy hulle hartjie dalk seer gemaak het en gesê het, ek is baie jammer oor dit wat ek gedoen het en hulle het jou vergewe ook daarvoor. En jy kan vir daai persoon ook gaan dankie sê. So gaan hierdie week en gaan lewe soos kinders van God. Wees lief vir mekaar en vergewe mekaar soos wat Jesus van ons vra. Kom ons bid saam, julle. Here, baie dankie dat U ons heel eerste lief gehad het. Here, dankie dat ons die liefde wat U vir ons het, soos 'n aflosstokkie vir mekaar moet aangee. Wil U ons ook in hierdie week daarmee help? Wil U ons help om mekaar te kan vergewe? Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ek het vir julle 'n aktiwiteit wat ek graag wil hê julle moet doen hierdie week. Ek wil hê julle moet 'n briefie skryf, of julle kan 'n prentjie teken vir mamma of vir pappa, of dalk vir 'n maatjie, vir wie jy dalk wil jammer sê oor iets wat jy verkeerd gedoen het. So wanneer jy jou prentjie of jou briefie klaar geteken het en geskryf het, wil ek hê jy moet hom sommer so oprol, dat dit soos 'n aflosstokkie lyk en jy kan hom nou mooi met 'n lyntjie hier in die middel vasmaak en dan gaan gee jy daai briefie of daai prentjie vir daai persoon. En dan sê jy vir hulle jammer oor dit wat jy dalk verkeerd gedoen het en dat jy ook hoop dat hulle jou van harte sal vergewe, soos wat Jesus ons ook vergewe. Mag jy 'n mooi week hê. Ons sien jou volgende keer.